Broers en susters, ons gaan uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Johannes lees, uit hoofstuk 18. Maar kom ons bid eers saam en vra dat die Here vanoggend ook weer sy woord vir elkeen van ons sal gee. Onse wonderlike hemelse Vader, Here, ons aanbid U as die God van die lewe, wat aan ons daardie van wonderlike gawe gee. Maar baie meer is dit ook die God wat in Jesus Christus so naby ons gekom het, dat hy ons Vader is. Dat hy alles van ons af weet. Dat hy ons heeltemal deurgrond en ons ken. Ons vreugdes, ons drome, maar ook ons vrese, ons hartseer, ons bekommernis. Dankie Here dat U 'n God is wat ons tot die uiterste toe liefhet. Nêrens anders sien ons U liefde so duidelik geïllustreer as juis aan die nagmaaltafel nie. Here, elke keer wanneer ons dink aan U dood, aan U bereidheid om ons sondes op hierdie wyse op U te neem, dan bring dit ons tot nederige erkenklikheid en tot aanbidding. Ons dank U Here dat ons nie aan hierdie wêreld uitgelewer is nie, maar dat U ons uit hierdie wêreld beskerm, U kerk, die waarheid van die verkondiging van U woord. En ons bid nou, o Heilige Gees, dat U ook nou sal kom en ook U swakke dienskneg sal toerus, sodat hierdie gemeente van U kan hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons lees net 'n deel van die gebeure waarvan die apostel Johannes berig, dat Jesus voor Pilatus verskyn het, en dan net 'n paar verse wat op 'n spesifieke perspektief dui in hierdie gesprek tussen Jesus en Pilatus oor mag, wat ons dan graag vanoggend as die teks vir ons prediking wil gebruik. Kom ons lees vanaf vers 33 tot en met die eerste gedeelte van vers 38. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, dan sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is jy tog wel 'n koning?" vra Pilatus. "Dit is soos jy sê. Ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." "Wat is waarheid?" sê Pilatus toe vir hom. Broers en susters, kom ons lees hierdie gedeelte vanoggend uit God se woord, wat ewig is, wat onfeilbaar is, en wat die volkome waarheid van God vir ons bevat. Die tekswoorde vir ons prediking is die vraag wat Pilatus aan Jesus vra: "Dan is jy
tog wel 'n koning. Liewe broers en susters in die Here, ons word gebore in 'n wêreld waarin daar 'n wye netwerk van magsverhoudinge en magsuitoefening is. Oral waar mense saam woon of saam werk, is daar bewustelik, maar ook soms onbewustelik strukture van mag waarmee mense beheer oor mekaar uitoefen. Ons is vandag so bewus van politieke mag byvoorbeeld, van regeerders, van wetstoepassers, mense wat in 'n posisie is om heel wat beheer oor ander se lewens uit te oefen. Maar daar is ook in die werksplek magsuitoefening, byvoorbeeld tussen werkgewers en werknemers, en uiteindelik ook in die klein kring van ons huisgesinne is daar soms ook 'n magspel teenwoordig, want ons almal hou maar daarvan in 'n minder of meerdere mate om in beheer te wees. As daar een ding is wat waar is van die Romeinse owerhede in Jesus se dag, was dat hulle nog meer magsbehep was as vandag se regerders, en dat hulle nie geskroom het om met wreedheid en felheid hulle mag op mense af te dwing nie. En tog was elkeen van hierdie regerders terdee bewus van die feit dat daardie mag kan in 'n oomblik weggeneem word, as jou eie mense teen jou draai. So was daar altyd 'n onderliggende vrees, wat die grootste en die magtigste van die Romeinse koninklikes, maar altyd van bewus was, ek kan enige oomblik hierdie baie delikate mag en magsposisie verloor, en daarmee saam waarskynlik ook my lewe verloor. En dit is miskien die enigste rede waarom die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus enigsins bereid was om Jesus se saak aan te hoor. Hy gee eintlik glad nie om oor die Jode se kleinlike opstandjies en rallietjies met mense wat nou kon sê hulle godsdienstige wette oortree het nie, en dit skeel hom eintlik maar baie min dat daar nou van hom verwag word om hulle oortreders te straf. Maar omdat Pilatus gehoor het dat hierdie spesifieke aangeklaagde, hierdie Jesus van Nasaret, beweer dat hy 'n koning is, dit het hom laat regop sit. Want hy moet seker gaan maak dat hier nou nie weer iemand is wat vroeër of later vir hom 'n bedreiging gaan word nie. En daarom lees ons, is dit eintlik maar grootliks waaroor die gesprek tussen Pilatus en Jesus handel as Jesus voor hom verskyn. Daarom roep Pilatus ook vir Jesus uit sy binneplaas, waar almal nou die gesprek kan hoor, na die private gedeelte van sy amptswoning, waar hy alleen onder 4 oë met Jesus kan praat, en dan vra hy vir hom, is jy die koning van die Jode? Moet ek oor jou bekommerd wees? Beplan jy dalk weer 'n Joodse opstand teen Rome? Is jy vir my 'n potensiële gevaar? Maar Jesus se antwoord is die belangrike in hierdie gedeelte. Hy verstaan natuurlik dadelik en presies waaroor dit vir Pilatus hier gaan, maar Jesus kies om nie in daardie gesprek betrokke te raak nie. Jesus gebruik dit eerder as 'n geleentheid om, soos wat hy altyd gedoen het, soos wat altyd sy eerste oorweging was, om die evangelie te verkondig. En Jesus noem aan Pilatus hoe sake in hierdie wêreld aan die verbygaan is. Strukture is tydelike strukture. Regeertydperke gaan verby. Hoe glorieryk ook al, dit gaan verby. Wat werklik saak maak, is die een wat die mag in sy hand hou, wat vir tyd en ewigheid sal standhou, wat die ware magsheber is. Indirek sê Jesus, ek het nie gekom
om by kleinlike geveggies en magstryde betrokke te raak nie. Ek en my volgelinge is met iets baie meer belangrik besig. My hele doel is om aan hierdie wêreld met sy stryd, met sy konflik, met sy magstryde, met sy korrupte leiers te leer. Julle moet die volsheid van hierdie wêreld agterlaat. Julle moet aan die waarheid vashou. Wat is hierdie waarheid? Dis die belangrike. Pilatus is vir 'n oomblik daarin geïnteresseerd. Wat is waarheid? En wat hierdie waarheid is, het die apostel Johannes al in die openingswoorde van sy evangelie gesê. Toe hy gesê het, die waaragtige lig, die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En aan almal wat hom aangeneem het hy die reg, ons kan ook vertaal, het hy die mag gegee, om kinders van God te word, om gered te word, om die ewige lewe te verkry. So sê Jesus vir Pilatus, dit is die mag waaroor jy begaan moet wees. Dit is die mag waaroor ek beskik en wat ek vir jou kan bied. Ek kan jou ontruk in hierdie wêreld met sy vele forme van magstryd. Ek kan jou bevry van 'n valse, korrupte wêreld. Ek kan jou in die ware mag aan jou gee wat nooit verbygaan nie, die waarheid dat jy ook as 'n verloste sondaar, kind van God en beerwer van die ewige lewe kan wees. Later as Pilatus vir Jesus kruisig, dan sit hy 'n inskripsie op sy kruis om te sê, dis die koning van die Jode. Om eintlik te sê, so lyk iemand, en dit gebeur met iemand wat dink, hulle kan my koningskap uitdaag. Hulle beweer hulle het mag. So het Pilatus uitgemis, om die grootste reg van sy lewe te ontvang, wat aan hom die ewige lewe sou gee. Geliefdes, ons is met ons verhoudinge met God en met mekaar heeltyd, bewustelik of onbewustelik, met 'n magspel besig. Maar dit is net so vreeslik moeilik om die beheer van jou lewe aan God oor te gee. Dis 'n moeilike ding. Jesus is voortdurend in die binneplase, in die binnekamers van ons lewens en van ons harte, en hy kom elke dag en sê, dien my van harte, buig voor my, erken my in jou lewe. En dan is ons woorde en ons gesindhede soms so uitdagend teenoor God, soos wat Pilatus met Jesus was. Ons daag ook God se koningskap oor ons lewens baie keer uit. Ons erken dat hy mag oor ons lewens het. Ons lewenstyle, ons keuses sê baie kere, hoekom moet ek Jesus koning van my lewe maak? Dis ongerieflik. Dis ongerieflik om die beheer van my lewe af te staan. Dit is baie makliker om self in beheer te wees. Geliefdes, vandag kom staan die Here voor ons en sê, doen afstand van daardie beheer oor almal en alles. Dit maak jou lewe vals. Jy leef dan nie my waarheid uit nie. Ek wil jou veel meer bied, maar dan moet jy my dien. Geliefdes, ons leef in 'n tyd van gewaande maghebbers. Daar is soveel moderne Pilatusse in ons tyd. Maar ons leef baie keer ook in ons verhoudinge teenoor mekaar so. Ek is in beheer. Ek het die sê. Ek het die mag. Kom ons maak nie dieselfde fout as Pilatus nie. Kom ons gee gehoor aan Jesus as hy vir ons sê, ek wil aan jou die grootste reg gee, die grootste mag om kind van God te wees, om in die waarheid te leef en om die ewige lewe te beerwe. Maar dan moet jy my dien. Dan moet jy afsien van jou gemaakte troon en jy moet my van harte en volledig dien. Die Here help ons almal daartoe deur sy wonderlike Heilige Gees. Amen. Ons doen 'n kort gebed saam terwyl jy net so bly sit. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons ook weet dat U die God is wat die mag in die hand het.
Help ons om klein te wees, nederig in ons verhouding teenoor U, U van harte te dien, maar ook teenoor mekaar lief te hê en hoër te ag as onsself. Al is dit baie keer so moeilik om te doen, want daarin lê die evangelie van verlossing. Hoor ons gebed en seën ons ook nou by die tafel, wanneer ons met die sigbare tekens iets van U liefde in ons lewens beleef. Amen.